Hoofstuk 19. Selfbestuur of ANC-bestuur. John Cage was 'n Amerikaanse komponis en filosoof. Hy het die volgende wyse woorde kwyt geraak. Hy het gesê: "Ek kan nie verstaan waarom mense nuwe idees vrees nie. Ek is bang vir die oues." Die professor kyk my kwaai aan. "Jou praatjies oor federalisme en minderheidsregte klink vir my baie so selfbeskikking." Berus by my kliphard voor die ander gaste. "Ons hier in die suide hou nie van sulke regse praatjies nie." Ons is by 'n deftige diner in Stellenbosch en die man wat my oor die kole haal is 'n vername voormalige bestuurslid by die universiteit en 'n bekende in sakekringe. Ek kom uit die noorde waar die toekoms reeds gebeur het, maar ek verstaan sy ontsteltenis. Die toekoms is nog op pad hierheen. Hy is beswaard en wil nie 'n selfbeskikker wees nie. Dit is heeltemal begryplik. Genoeg selfbeskikkers het die begrip al vergiftig. Dit is een van die redes hoekom ek dit nie gebruik nie. Ek luister nietemin geduldig na sy verdere klagtes oor my uitsprake. Dis ook te verstaan. Sommige koerantberigte oor die solidariteitsbeweging het my al laat wonder of daar nog 'n ander solidariteit en Afriforum is wat sulke wilde uitlatings maak. Kom ons hanteer die saak verder op 'n ligter noot, want dit is maar 'n swaar onderwerp. Ek dink die professor wil nie selfbestuur hê nie, omdat hy so te sê reeds selfbeskikking het. 'n Mens weet soms nie wat jy het nie. Selfbeskikking beteken mos nie net 'n volksstaat nie. Dit gaan daaroor dat 'n mens self wil besluit oor sake wat jou raak en nie soos 'n politieke minderjarige behandel wil word nie. Niemand wil ly onder iemand anders se swak besluite oor jou nie. Die Kaap bly Hollands. Hierdie professor maak twee sake duidelik. Hy hou nie van my selfbeskikking nie en hy hou nie van die African National Congress, die ANC, se beskikking oor hom nie. Daarom woon hy in 'n werkende provinsie en 'n funksionele dorp waar hy deur die party wat hy ondersteun oor homself beskik. Hy probeer so ver moontlik van enige vorm van ANC beskikking oor hom wegkom. Hy beskik oor sy eie plaaslike regering in die privaat leefstyldorp waar hy woon. Daar beskik hy oor sy eie veiligheid. En ek het later gehoor hy het hulle privaat sekuriteitsfirma se diensvlak ooreenkoms onderhandel. Hy beskik oor sy eie mediese versorging deur sy privaat mediese skema. Hy wek sy eie elektrisiteit op met sy eie sonkragstelsel omdat hy, nes ek, nie die staat se beskikking vertrou nie. Hy beskik oor privaat televisiediens. Hy is deesdae betrokke in die privaat sektor omdat die staatsbeskikking hom ook nou uitsluit. Hy moedig sy kinders aan om in die privaat sektor te werk, sodat hulle oor hulle eie werk kan beskik. Hy glo nie dat die staat se transformasiebeleid by die universiteit daarop gaan uitloop dat die staat daaroor gaan beskik nie. Sulke dinge gebeur net in die noorde. Hier sal hulle 'n plan maak om nie die toekoms te laat gebeur nie. Die Kaap sal Hollands bly, al is dit dan in Engels. Ek verstaan dat hy nie selfbestuur wil hê nie. Hy het dan reeds selfbeskikking, so ver as wat die oog kan sien. Ja, ek verstaan hoekom hierdie groot selfbeskikker dit nie so sien nie. Die woordjie ruik so 'n bietjie. Hy glo heeltemal tereg dat sy leefwyse van selfbeskikking inderwaarheid net normaliteit is. Moderne mense wil vir hulle self besluit. Ek verstaan ook hoekom hy nie verstaan dat ons net dieselfde wil hê as wat hy reeds het nie. Hy aanvaar sy selfbeskikking immers as vanselfsprekend en glo dat almal dit het. Inteendeel, hy het reeds baie meer selfbeskikking as die noordelike selfbeskikkers wat ek ken. Gemeenskapsbeskikking. Ons verskil egter in 'n belangrike opsig van die geleerde professor. Hy streef na persoonlike selfbeskikking en koop dit by privaat diensverskaffers. Maar ons kyk na die groter prentjie. Nagenoeg 90% van Solidariteit bewegingslede woon nie in munisipaliteite wat deur die Demokratiese Alliansie, die DA, beheer word nie. En talle het nie privaat dienste waaroor hulle self kan beskik nie. Politieke oplossings is vir die meeste Afrikaners nie werklikheidspolitiek nie. Politieke deelname bly belangrik, maar
Dit lei nie oral tot politieke inspraak oftewel beskikking nie. Daarteenoor is ons doel gemeenskapsselfbestuur, oftewel gemeenskapsfederalisme. Daarom bedoel ons met selfbestuur heeltemal iets anders as die selfbeskikkers van 30 jaar gelede. Destyds was baie van hulle bloot in opstand teen demokratisering en wou hulle nie regtig selfbeskikking gehad het nie, maar bloot die voortsetting van apartheid, desnoods op 'n kleiner stukkie van Suid-Afrika. Maar omstandighede het na 25 jaar heeltemal verander en ons moet weer nuut dink en doen. Die beloftes en bedoelings dat die grondwetlike voorsiening vir individuele beskikking genoegsaam sou wees, dat ANC beskikking oor die land sou werk en dat vorme van selfbeskikking nie nodig sou wees nie, is ongelukkig deur die werklikhede ingehaal. Afrikaners het alle maklike oplossings al beproef sonder sukses. Sommige het hulle self geprivatiseer. Ander het die oppositiepolitiek probeer. Sommige het by die ANC aangesluit. Grondwetlike instellings soos die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, PANSAT, en die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, die SAMRK, is genader. Talle gesprekke is met die regering gevoer. Beroepe is op die howe gedoen. Die openbare mening is gemobiliseer. Buitelandse druk is probeer. Maar na 25 jaar is die land op die rand van die afgrond en is Afrikaners in die praktyk tweedeklas burgers en permanent uitgesluit van inspraak oor grondliggende sake wat hulle raak. Nou beskik die staat vir en oor ons en sukkel ons met misdaad, vervallende munisipale dienste en paaie, min opleidingsgeleenthede vir jong mense en die gevolge van swak munisipale, provinsiale en nasionale regering. Toegang tot die onderskeie owerhede is ook 'n groot probleem en ons het geen werklike inspraak in die aanwending van ons belastinggeld nie. Die regering beskik oor ons en ons moet net betaal. Om sout in die wonde te vryf, moet ons gereeld nog ons eie benadeling met ons belastinggeld finansier, deurdat ons byvoorbeeld betaal vir dienste waarvan ons, van wie ons ras, uitgesluit word. Daar is nie meer 'n Transvaal nie, maar die wet van Transvaal geld steeds. Dit kom neer op dubbelbelasting, omdat mense belasting moet betaal vir staatsdienste en dan weer gehalte dienste waaroor jy self kan besluit. Privaat moet aankoop of huur. Daarom moet ons deur help mekaar aksies soveel dienste as moontlik vir die gemeenskap lewer. Dit doen ons deur selfstandige selfdoen organisasies, soos ons Tegniese College, Soltech, Solidariteit Helpende Hand, as ook AfriForum se projekte om munisipale dienste beter te laat werk. Hoekom maak dit ons nou regse selfbeskikkers? Die alternatief vir selfbestuur is staatsbestuur. En daarvoor sien ons, nes die professor, nie kans nie. Elkeen van ons se lewe is te belangrik om dit net aan die ANC se beskikking oor te laat. Dit is mos 'n doodnormale reaksie van mense om oor hulle eie sake te wil besluit, as die regering dan nou swak besluite daaroor neem. En as die regering in die vryheid van besighede, die media, staatsinstellings, openbare skole en taal- en kultuurgroepe inmeng, streef mense van nature na groter vryheid en selfbestuur. Maar mense soos die betrokke professor gedink het, ons idees is oudtyds en uitgedien, is hy self nou op die voorpunt van die uitvoering daarvan. Die verskil is net dat ons sy model van selfbeskikking wil aanpas by die demografiese en ekonomiese werklikhede van die res van die land. Dit sal meestal gemeenskapsbestuur in plaas van net elkeen vir homself persoonlike selfbeskikking op grond van hoë inkomste wees. Derde weg. Staatsbestuur en onafhanklike selfbeskikking is nie een prakties haalbaar of werkbaar nie. Daarom beskou ons selfbestuur as die derde weg. Dit is 'n moeilike maar praktiese antwoord op die politieke werklikhede. Dit kom daarop neer dat ons die grondwetlike ruimte vir selfbestuur en selfbeskikking gebruik om hierdie derde weg prakties van onder af op te bou. Daarna wil ons erkenning hê vir die werklikheid wat tot stand gebring is, omdat ons nie vooraf toestemming vir enigiets kry nie. Dis tog maar dieselfde as om 'n privaat leefstyl dorp of privaat hospitaal te stig. Ons wil nie onsself hiermee afsonder
of net selfsugtig na ons eie belange omsien nie. Deur kulturele ruimtes te skep, word dit juis vir ons moontlik om saam hier in Afrika te bly, om sodoende 'n blywende bydrae tot die welstand van die land en al sy mense te maak. Die uitbou van selfbestuur gaan bloot daaroor om die kulturele infrastrukture te bou wat dit vir ons moontlik maak om 'n normale bestaan te voer. Daar is mos niks fout daarmee nie om projekte van stapel te stuur wat alle Suid-Afrikaners bevoordeel, maar terselfdertyd ook projekte te bedryf wat die belange bevorder van ons as gemeenskap wat deur die staat uitgesluit word. Natuurlik is dit steeds noodsaaklik om jou te beywer vir goeie rasseverhoudinge, 'n beter verstandhouding met die regering en brugbou na andertalige gemeenskappe. Hierdie derde weg is moeilik, maar moontlik. Daar is ongelukkig nie meer maklike oplossings nie. Kom ons los nou maar die politieke etikette so selfbeskikkers. Dis so 1980s.